Goeiedag, dankie dat u ingeskakel is. Ons is by die Bybelskolingsgeleentheid en ons fokus nou in hierdie afgelope dele op die geskiedenis en die rol van Bybelvertaling. Ons gaan ook 'n bietjie later in hierdie reeks kyk na spesifieke Bybelvertalings, in besonder dan ook die 53 vertaling, die 83 Bybelvertaling en dan later ook 'n hele paar dele oor die 2020 vertaling en ook daar 'n bietjie meer in diepte gesels. Maar ons is nog steeds besig om te kyk na die rol van Bybelvertalinge deur die eeue heen. En in hierdie deel gaan ons gesels oor John Wycliffe se bydrae tot Bybelvertaling. Nou ek het besluit om die dele 'n bietjie korter te maak, so ons gaan vandag in hierdie eerste deel nou net fokus op John Wycliffe en dan in 'n volgende deel gaan ons na Johannes Hus kyk, wat deel van hierdie maand se bespreking is, en dan ook die rol en plek van die Waldense in 'n derde deel vir hierdie maand. In hierdie deel dan, die geskiedenis en bydrae van John Wycliffe tot Bybelvertaling. In die eerste deel, vorige dele, het ons reeds gekyk na die doel van Bybelvertaling. Ons het in deel 2 gekyk na die oordrag van die grondteks van die Bybel, in besonder die teks van die Nuwe Testament, ook 'n interessante deel, hoewel dit baie keer 'n bietjie tegnies kan raak. Maar dis ook belangrik dat ons as gelowiges hierdie geskiedenis ken en weet dat ons 'n baie betroubare Bybel en grondteks het. In hierdie deel dan soos genoem die bydrae van John Wycliffe tydens die middeleeue. Nou teen die laat middeleeue het ons in die vorige deel alreeds gesien waar die Rooms-Katolieke Kerk 'n soort van 'n monopolie gehad het op Bybelvertaling. Hulle het nie toegelaat dat enige iemand die Bybel vertaal naas die kerk nie. Die kerk was vir eeue tevrede gewees dat daar 'n Latynse Bybel beskikbaar is, wat alreeds in die 4de eeu deur Hieronymus vertaal is, en daardie Latynse vulgaat was die Bybel wat die Rooms-Katolieke Kerk deur eeue heen gebruik het. Die mense het steeds nie die Bybel in hulle eie taal gehad nie, en baie mense kon nie Latyn verstaan nie, maar teen die 13de en 14de eeu was die wêreld besig om baie vinnig te verander, weens die Renaissance en ook ekonomiese groei, stedelike ontwikkeling en mense wat 'n nuwe bewustheid gekry het in die wetenskappe en al hoe meer vrae begin vra het ook ten opsigte van wat in die kerk aan die gang is. En baie mense het ook gevra, nou waarom is God se woord nie in ons taal beskikbaar nie? Ons kan dan nie die Latyn so goed verstaan nie. En hoekom moet die boodskap van verlossing dan nie in ons eie taal gehoor word nie? Ons sien dus hier in die tydperk alreeds hoe mense 'n toenemende groei en behoefte het om die woord van die Here in hulle eie taal te hoor en te lees en preke in hulle eie taal te hoor. En dit gee aanleiding tot baie kritisie teen die Rooms-Katolieke Kerk in daardie tyd. Daar was meer en meer denkers wat na vore gekom het, wat nie van plan was om die kerk tot 'n val te bring nie. Hulle het ook nie probeer om die kerk te vernietig nie, maar hulle wou graag gehad het dat die kerk moet herstel, dat daar 'n begeerte by die mense geleef het om die stem van die Here in hulle eie taal te hoor, en dat die kerk ook nie daardie stem moet stilmaak nie. En hier kom die naam van John Wycliffe in besonder dan na vore. Nou, John Wycliffe was 'n teoloog gewees van die 14de eeu. Hy is gebore in 1320, hy is oorlede in 1384. Hy was 'n professor gewees aan die Universiteit van Oxford. Ja, Oxford Universiteit het in daardie tyd alreeds bestaan. En hy word ook beskou as die morgenster van die reformatie of die hervorming. En hy word so genoem omdat hy nie 'n reformator was nie, hy was lank voor die reformatie, maar hy het die saadjies geplant wat later ook in die reformatie, ook in Bybelvertaling na vore sou kom, in die 16de eeu met Martin Luther en Johannes Calvin en ander. En een van John Wycliffe se belangrikste bydraes was sy oortuiging dat die Bybel nie net aan die kerk, die elite van die kerk moet behoort nie, maar dat dit gemeenskaplike besit van gelowiges is. En daarom behoort gelowiges vrye toegang tot die Bybel te hê, en het hy gemeen moet gelowiges ook die Bybel kan lees in hulle eie taal. En hierdie oortuiging het hom gelei
tot een van die mees betekenisvolle optrede van sy leeftyd, naamlik die eerste vertaling van die Bybel in Engels. Nou later, ons gaan in 'n volgende deel ook kyk na die bydra van William Tyndale, het ons die eerste Engelse vertaling wat uit die grondtale Grieks en Hebreëus uitgemaak is, maar hier in die 13de of in die 14de eeu was John Wycliffe verantwoordelik vir die eerste Engelse vertaling, hoewel dit nie uit die oorspronklike Grieks en Hebreëus vertaal is nie, maar uit Latyn uit. Nou, Wycliffe het standpunt ingeneem en gereken dat dit onregverdig en onbybels is om die woord van God van mense te weerhou. Hy het geargumenteer, 'n Christen het die reg om die Bybel te lees en te verstaan en preke te hoor in hulle eie taal, en dat die priesters, wat op daardie stadium die alleen reg gehad het, soos die Rooms-Katholieke Kerk hulle genoem het, die amptstraers of die klerisi, dat hulle nie alleen toegang tot die skrif kan hê nie, en dat mense na Christus behoort te kom deur die skrif en dat hulle nie 'n priester nodig het om na Christus te kom nie. En hy het 'n baie beroemde of 'n bekende uitspraak gehad, en dit is dat selfs 'n boer wat ploeg moet meer weet van die skrif as 'n priester wat die waarheid weerhou. Wat gesê het dat die priesters werklik besig is om die waarheid van die gelowiges te weerhou, omdat hulle nie die Bybel wil vertaal nie, en hy het 'n groot invloed uitgeoefen op hervormers, soos byvoorbeeld William Tyndale en Martin Luther en Johannes Calvin en ander, wat ook 'n bydra tot Bybelvertaling gelewer het. Nou, Wycliffe het nie self die hele vertaling van die Bybel in Engels onderneem nie, maar hy was die inspirasie gewees, of die dryfveer, agter die wat later bekend geword het as die Wycliffe Bybel in Engels. Hy het medewerkers gehad, naamlik Nicholas van Hereford, en hy het die Bybel uit die Latynse Vulgaat in die daai tydse Middel-Engels vertaal, die taal wat in Engels, die Engelse taal wat in daardie tyd gepraat is. En op hierdie stadium in die 14de eeuse Engeland was die Grieks en Hebreëse brontale, die tale waarin die Bybel eintlik nou oorspronklik geskryf is, nog baie onbekend gewees, want in daardie tyd, omtrent al vir 1000 jaar, was die Grieks en Hebreëse tekste nie meer in gebruik gewees nie. Die Rooms-Katholieke Kerk het die Latynse vertaling gebruik, en eintlik was die Grieks en Hebreëus maar net in klein groepies akademiese kringe bekend, en min het toegang gehad daartoe, was in bekende biblioteke opgeneem gewees, maar dit was gewoonlik net baie bekende en groot geleerdes wat toegelaat is om enigstens daarna te kyk. En die Latynse Vulgaat was dan nou dus die bronteks, of die grondteks, waaruit die Wycliffe vertaling gemaak is. En hoewel hierdie vertaling nie uit die oorspronklike Grieks en Hebreëus gemaak is nie, was dit egter baie revolusionêr vir die tyd gewees. Want in die lig van wat ons ook in die vorige deel gesien het, die Rooms-Katholieke Kerk se standpunt oor Bybelvertaling, en dat net die Vulgaat 'n amptelike vertaling is, het die kerk dit onmiddellik beskou as 'n uitdaging van die gesag van die kerk van daardie tyd. So die Wycliffe Bybel was die eerste volledige Bybel in Engels, wat die hele kwessie van Bybelvertaling en dat mense toegang tot God se woord moet hê na vore gebring het. Iets wat ons gesien het op daardie stadium net eksklusief tot die klerisi of die amptstraers beperk was. Maar hierdie Wycliffe Bybel sou nie sonder stryd die wêreld ingaan nie. Dit het heel wat tyd, stryd en moeite gekos, en eers 2 eeue later het die Europa se omstandighede sodanig verander dat die tyd ryp was dat mense gemaklik was en ontvanklik was vir grootskaalse Bybelvertaling. Wycliffe se bydra tot Bybelvertaling was egter ongetwyfeld 'n baie belangrike skat in 'n tyd toe daar 'n baie groot droogte in Bybelvertaling was. En die Wycliffe Bybel het 'n kenmerkende verskil gehad met die Latynse Vulgaat. Die Latynse Vulgaat het 'n verhewe kerklike styl en karakter gehad, maar Wycliffe het gesê die Bybel moet verstaanbaar wees vir gewone mense. Elke man en vrou moet die Bybel kan verstaan, en dus
behalwe dat die Wycliffe Bybel in die Engelse taal vertaal is, wat alreeds 'n revolusionêre daad was dit ook 'n vertaling wat in 'n eie tydse taal en styl, of 'n eie tydse idioom vertaal was. Vir daardie mense in daardie tyd was dit dus maklik om te lees en bekend. Die Wycliffe Bybel het 'n effek gehad ook op die Engelse taalse ontwikkeling en die ontwikkeling van die Engelse kultuur. Soos wat ons ook in Suid-Afrika gesien het, dat die 33-53 vertaling 'n baie groot invloed gehad het op die ontwikkeling van Afrikaans, het Wycliffe se Bybel ook 'n groot invloed gehad op die ontwikkeling van Engels in die middeleeue. En dit het die weg voorberei vir latere Engelse vertalings, soos byvoorbeeld die King James vertaling, wat die meer bekende Engelse vertaling geword het. 'n belangrike kenmerk van Wycliffe se Bybelvertaling was egter dat dit nie deur die Rooms-Katolieke Kerk aanvaar is as amptelike Bybelvertaling nie. Dit het dus nooit die Vulgaat as 'n amptelike vertaling vervang nie, maar dit was 'n poging gewees om die Bybel in die hande van die gewone mense te kry. En die Wycliffe vertaling het toe 'n beweging van leuke predikers opgelewer wat bekend gestaan het as die Lollarde. Nou die naam Lollard is afgelei van 'n ou Nederlandse woord wat iemand wat preek of 'n gebed prewel beteken. So die Lollarde was bekend gewees as mense wat nie opgeleide predikante was nie opgeleide teoloë was nie, maar wat van plek tot plek gegaan het en uit Wycliffe se vertaling uit mense die Bybel geleer het. En hierdie mense het afskrifte of gedeeltes van Wycliffe se Engelse Bybel gehad in die land, deurreis, gepreek, mense geleer, die skrif onder gewone mense versprei. En nou is dit seker voor die hand liggend om te aanvaar, as 'n mens nou kyk na wat ons in die vorige dele ook bespreek het, dat hierdie predikers en die Wycliffe Bybel glad nie onder die Rooms-Katolieke Kerk gewild was nie. Hulle was dikwels in gevaar gewees en hulle moes dikwels vlug vir hulle eie lewens, omdat die Rooms-Katolieke Kerk hierdie Wycliffe Bybel probeer stilmaak het. En die prediking van die Lollarde het 'n nuwe vorm van Bybelgebruik in Engeland gevestig, naamlik 'n gebruik wat tot vandag toe na die reformatie nou vir ons voor die hand liggend en algemeen aanvaarbaar is, maar op daardie stadium uniek was. En dit is dat die Bybel nie 'n liturgiese boek is wat in 'n kerkgebou moet lê en net Sondag in die kerk gelees en gebruik moet word nie, maar dat dit 'n lewende boek is, wat mense se hart moet aanspreek, wat die mense se huise moet wees, wat tot die werksplek moet spreek, en dat elke gelowige die Bybel nie net in sy huis moet hê nie, maar ook in sy hart moet hê en die Bybel moet ken. Nou soos reeds gemeld was die Rooms-Katolieke owerheid nie ingenome met die Lollarde of met die werk van Wycliffe nie. Hulle het Wycliffe se Bybelvertaling beskou as gevaarlik. En hulle het mense voortdurend daarteen gewaarsku en gesê, hulle is besig om die gesag van die kerk te ondermyn as hulle daardie vertaling gebruik en lees. Nou, Wycliffe was nooit formeel deur die Rooms-Katolieke Kerk aangekla en geëkskommunikeer of verban nie, soos wat met baie mense gebeur het in daardie tyd as hulle die kerk teëgaan nie, maar sy leerstellings en sy Bybelvertaling is by die konsilie van Konstans in 1415 as kettery verklaar. En as 'n blyk van hulle minagting vir Wycliffe en in 'n poging om die Wycliffe Bybelvertaling se invloed onder die Engelse volk te probeer beperk, het hulle na sy dood Wycliffe se graf oopgebreek en sy gebeente op 'n brandstapel gegooi en dit aan die brand gesteek. En die oorblyfsels van Wycliffe se bene het hulle toe in die Swiftrivier gegooi, as 'n blyk dat hulle sy leer en sy Bybelvertaling so minag dat hy verbrand moet word. En dit was 'n simboliese daad, waarin die Rooms-Katolieke Kerk gepoog het om die Vulgaat as die enigste Bybelvertaling te beskerm en te keer dat daar ander Bybelvertalings in mense se hande moes kom. Dit moes dus dien as 'n waarskuwing aan enige een wat Wycliffe se leer aangehang het, dat dieselfde met hulle sal gebeur. Dat hulle, as hulle die Bybel in hulle eie taal vertaal, dan gaan hulle die kerk teë en dan is hulle lewens in gevaar.
Maar Wycliffe het klaar 'n klein vuurtjie aan die brand gesteek, wat later in die reformatie 'n vlam sou word, ja, 'n brand sou word wat oor Europa gebrand het. En Wycliffe se invloed word nie so maklik vernietig, dat mense net eenvoudig opgehou het om die Bybel te lees nie. Die saadjies van Bybelvertaling is reeds gesaai, daar in die 14de eeu deur Wycliffe. En 'n eeu later het Martin Luther en William Tyndale in dieselfde gees van John Wycliffe gewerk. En met beter toegang tot die brontale, beter toegang tot manuskripte, ook beter toegang tot tegnologie van die drukpers was in die tyd van Luther alreeds beskikbaar gewees, en in die tyd van Tyndale, en daarom kon dit in daardie tyd baie meer effektief onder die mense versprei geword het. En dit is dus dan die groot bydra van John Wycliffe. Hierdie is die einde van deel 3. Kyk gerus weer na deel 1 en deel 2 as u nie het nie, en volg asseblief hierna deel 4, waar ons gaan kyk na die lewe en die bydra van Johannes Hus ten opsigte van Bybelvertaling.